Baie welkom by hierdie uitsending van die NG Kerk Oudtshoorn Wes. Ek is hier in die kerk en ek is hier saam met 'n paar jong mense, Janey Kriek en Sky Kilian, en ons is besig om voor te berei vir die poppekas van Sondag. Dit gaan oor Daniël 3, die verhaal van Daniël se 3 vriende, Sadrag, Mesig en Abednego, en koning Nebukadneser, wat die goue beeld gemaak het waarvoor hulle moes gebuig het. Nou, ek vertel net gou vinnig die storie. Koning Nebukadneser maak hierdie goue beeld. Hy laat al sy amptenare, al sy hoë amptenare, kom na hom toe en 'n bassein blaas of 'n trompet, en dan moet al die mense buig voor die beeld. En jy sien, Sky, ons het nou gepraat, vertel gou iets van koning Nebukadneser. Wat weet jy van hom? Hy was een van die, soos talle ander koninge van die Babyloniese ryk, allemagtig. Hy het heeltyd na mag gesoek, en soos die ryk dit self was dit ook allemagtig. En hy kon 'n bevel gee dat almal moet nou 'n nuwe God aanbid, en dan moet dit nou maar net gebeur. En nou weet julle die storie, hy maak die beeld en die bassein blaas en almal buig behalwe Sadrag, Mesig en Abednego. En Janey speel nou die rol van Sadrag, maar sy praat nou sommer hierso namens al 3 van hulle. En nou is daar 'n krisis, is 'n lewensbedreigende krisis, want as hulle nie buig nie, word hulle in die vuuroond gegooi. Nou Janey, wat staan vir jou uit van hierdie verhaal? Vir my wat die meeste uitstaan is die feit dat al kon hulle in 'n vuuroond gegooi word, het Sadrag hulle gesê, ons gaan nie buig vir enige ander God as ons God nie, want God sal hulle red, en dit het gebeur. En wat vir my interessant is hulle sê mos, hulle besef, miskien is dit nie God se plan om hulle nou te red nie. Dan sê hulle, selfs al red hy ons nie, sal ons nog nie buig voor 'n ander God nie. En dan onthou julle die storie, hulle word in die vuuroond gegooi, en as Nebukadneser in die vuuroond kyk, kan sien hy daar's nou nie meer 4 nie, maar nie meer 3 mense nie, maar 4, en een lyk soos 'n hemelse wesen, een lyk soos 'n engel. En dan roep hy hulle uit. Nou kom die 3 weer net uit. Die 4de een was die Here wat hulle beskerm het, wat daar saam met hulle was in die oond. En dan Sky, jy het nogals iets gesê van Nebukadneser se nederigheid, wat ons aan die einde van daai, al was hy so almagtige, magsbehepte koning, wat het jy gesê aan die einde van die verhaal? Wel, dis interessant, soos Dominee sê, al is hy nou so, hy is gedrewe, word soos beheer deur mag, gesog na mag, en hy luister regtig net vir homself, al is dit so, wys hy nog steeds respek, en hy aanvaar dat hy verkeerd is. En dit was vir my interessant, ja. Ja, hy erken op die ou einde, hy sê daar's geen God wat kan red soos die hele God nie, en dan aanbid hy self nie die lewende God, ons God nie, maar hy maak 'n reëling dat God gerespekteer moet word. Dis nogals my interessant. Nou julle is nou tieners, die storie gaan nie, as ons dit vandag lees, gaan nie oor om te buig voor 'n goue beeld nie. Toe ek vroeër vandag met iemand praat, toe sê die persoon, dis eintlik geld en selfone wat ons voorbuig. Maar kom ons praat 'n oomblik oor groepsdruk. Waar julle is, wat is die probleem, of kom ek sê, wat is sleg van groepsdruk, sal jy sê, Sky? Dit gaan alles oor aanvaring, so as gevolg van dit is daar baie manipulering van, daar is geweet dat jy soek na dat jy wil inpas, en jy wil voel asof jy wil gemak voel. So daar sal manipulering wees tot dit, ja. Ja, aanvaarding om uitgestoot te word uit die groep uit, en dit het hulle nou, daai 3 manne het nou gekies. Ek meen, hulle gaan nie doen wat almal doen nie, maak nie saak wat se gevolge dit het nie. Janey, het jy raad wat help vir groepsdruk? Ek sal sê, as hulle jou probeer forceer om iets te doen, dan is dit nie die Here se plan dat hulle by jou en in jou vriendegroep is nie. En as dit regtig erg raak, bid net. Die Here sal jou lei waar hy jou wil hê.
Die Here het gewys in daai verhaal van Daniël 3 dat hy hulle nie gelos het nie. Hulle het net eenvoudig gesê, al gaan ons dood, maar ons gaan nie die Here los nie. En ons het nou gepraat oor om ondersteuning te hê, nê. Op 'n ander plek, Daniël 6 in die leeukuil was Daniël alleen. Selfe tipe situasie, maar hy was alleen. Maar hier is hulle 3 bymekaar. Sadrag, Mesach en Abednego wat mekaar kan ondersteun. En ek dink nie net julle het groepsdruk nie, nê. In alle ouderdomme is daar groepsdruk. En as mens ondersteuning het, en daarom moet ons as Christene vir mekaar ondersteuning bied om aan die Here te bly vashou en om sy pad te loop. Kom ons word stil, dan bid ons saam. Here Jesus, baie dankie dat ons ook met hierdie medium van 'n poppekas U naam kan eer. En ek bid en vra dat U ons ook sal help, dat ons aan U sal bly vashou, maak nie saak wat gebeur nie. Amen.